Goeienaand en baie welkom by ons eerste aanbieding van Eindtyd Onthullings. Ek is bly jy het ingeskakel en ek hoop dat u die aand saam met ons gaan geniet. Vanwaar of u ook al luister, internet radio of later oor YouTube of enige ander uitsaaimiddel, ek hoop dat hierdie aanbieding jou hart sal aanraak en jou ook sal help om nader aan Christus te beweeg. Ek wil eers begin deur om ons spreker bekend te stel, dat jy kan weet met wie, of na wie jy vanaand gaan luister. Ons spreker is Eben de Jager, en hy is 'n dinamiese internasionale spreker met 17 jaar se ondervinding in publieke evangelisasie. Hy het die vermoë om komplekse teologiese, amper sê ek tegnologiese, om komplekse teologiese konsepte in maklik verstaanbare taal te verduidelik, en fokus veral op eindtydgebeure, soos beskryf in Bybelboeke Daniël en Openbaring, en dan ook om problematiese leerstellings wat in verskillende denominasies aangehang word te verduidelik. Sy lesings is verwerk en gepubliseer in 9 boeke, en hy het ook 230 populêre artikels oor verskillende akademiese artikels in geakkrediteerde teologiese joernale gepubliseer. Hy het in 2023 sy PhD in Nuwe Testament verwerf aan die Noordwes Universiteit met 'n tesis waarin sy navorsing oor die vroeë kerkvaders se beskouing van die gawe van tale uiteengesit word. Nou ja, dit is 'n mondvol, maar nou weet u ook na wie u gaan luister. Ek wil hom dan welkom heet hier op die verhoog en Eben, ek sien uit. Self is ek baie opgewonde. Ons het nou lank geadverteer, ons het nou vanaand probeer om so vinnig as moontlik op die lig te kom, paar tegniese uitdagings gehad, maar nou is ons op die lig en ons kan uiteindelik uitsaai. Nou net vir ons luisteraars, onthou, u kan ook u vrae instuur, as u enige vrae het wat u graag wil hê Eben moet antwoord op die onderwerp wat al aangebied was. So vanaand gaan ek net algemene vrae vra, maar as u enige vrae het wat u dan wil hê ons moet hanteer môre aand, dan kan jy dit vir ons stuur na 060-248-1172. 060-248-1172. Dit is ons WhatsApp nommer by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Of gaan na die webtuiste toe, awrafrikaans.org, en daar sal jy dan die opsie kry om die Bybelvraag te stuur. Ons wil graag die Bybelvraag inkry en dan ook hoor wat Eben se antwoorde op dit gaan wees. Maar ek het net 'n paar vrae om bietjie meer uit te vind oor jou. Eben, hoekom is jy so geïnteresseerd in nie net Bybelprofesie nie, maar ook al die ander lesings wat jy gaan aanbied? Weet jy, ek het in 'n Christenhuis groot geword. Ons het geleer die Bybel is die fondasie van dit wat jy glo. So ek het altyd 'n belangstelling daarin gehad. Met tye het ek wegbeweeg van die kerk af. Jy weet wat mense ook maar nie altyd doen wat mens moet doen nie, maar daar was vir my altyd 'n aangetrokkenheid terug na die woord toe, en toe die Here ook in my lewe ingryp, het ek weer opnuut 'n passie gehad vir die woord. En een van die dinge wat my altyd geïnteresseerd het, was Openbaring, die boek van Openbaring, en om dit te kan verstaan. En dis eers toe ek geleer het, dat mens nie regtig Openbaring kan verstaan, sonder dat jy 'n deeglike kennis en verstaan van die Ou Testament het nie, wat ek hernieude insig gekry het, oor wat Openbaring werklik vir mens leer. Dit het vir my affiniteit gegee vir die profetiese tekste in die Bybel, spesifiek die boek Daniël en die boek Openbaring. So dit is waar ons met hierdie reeks gaan begin, en van daar af gaan ons op die ou ende eindig in Openbaring hoofstuk 17, net so vlugtig om te sien wat die wyn van Babylon is. Dis 'n verwysing na leerstellings, en dan gaan ons delf in die volgende klomp aanbiedings in verskillende leerstellings wat daar in kerke aangehang word, wat net eenvoudig nie strook met dit wat die Bybel werklik leer nie. So dis ook met belangrik is dat ons dit bestudeer. Nou luisteraars, ek het vir u, of die wat wil kyk, later ek het vir u genoem, hy het 9 boekies geskryf, een van hulle hou ek in my hand vas, wat genoem word die beeld van die toekoms, en dit is ook dan die onderwerp wat jy met ons gaan bespreek nou. Maar daar is op hierdie oomblik, as ek reg verstaan, 9 boeke. 9 boeke, die 10de ene is in proses, hy behoort oor so omtrent 2 maande, behoort hy gereed Nou te wees. vertel ons net vinnig, waaroor gaan al hierdie boekies? Man,
ek bied hierdie lesings nou al vir jare aan en dis baie keer noodsaaklik dat mense ook na die tyd iets het om na terug te verwys en daar was nie altyd die geleentheid om hierdie tipe van opname te maak nie en daarom het ek dit goed gedink om miskien hierdie boekies te skryf en ander mense sal nie noodwendig 'n publieke lesing bywoon nie, maar dan het mens die geleentheid om die boekie aan te koop en dit dan vir iemand in die hand te gee sodat hulle ook die geleentheid het om hierdie dinge te bestudeer. So die boekie in essensie het dieselfde inligting as wat ons bespreek by die lesing, maar in sekere gevalle het die boekie 'n klein bietjie meer, maar in sekere gevalle is nie alles wat in die lesing gesê word noodwendig in die boekie nie, maar dit wat essensieel is, gaan jy kry in beide. Dis fantasties. So, as u enigiemand van die boekies wil bestel, die webtuiste waar hulle dit kan bestel is learnprophecy.com. Learnprophecy.com. So, gaan na learnprophecy.com toe, gaan kyk daarop en u gaan sien hoe om die boekies te bestel. En ek weet ook ons gaan deur die week werk om net so 'n bietjie aan die webtuiste te werk om makliker te maak en gebruikersvriendelik dat jy so vinnig as moontlik jou boekie kan bestel. En ja, nommer 1 vanaand is beeld van die toekoms. Gaan kyk net daar op die webtuiste hoe om hierdie boekie in die hande te kry, want dit is 'n baie goeie middel om saam te gebruik, terwyl jy ook dan later weer kan luister na die aanbieding. Nog een vraag, voordat ek oorgee. Nadat hulle deur die hele reeks gewerk het, watse begeerte het jy, wat hulle moet deurmaak, om te verstaan wat aangebied is? Goed, vir my is die kruks van al hierdie aanbiedings, nie om net interessante nuwe inligting te deel of enigiets van daai aard nie. Vir my is die belangrikste, dat hulle van deur Daniël na Openbaring toe kan werk, in die Ou Testament kan sien hoe God die toekoms ken, hoe hy die toekoms bekend gemaak het aan die mens, sodat jy op die einde by Openbaring kom, en dis nie die Openbaring van Johannes, soos wat baie Bybel sê nie. Dis die Openbaring van Jesus Christus. Die fokus is altyd Jesus Christus. Ek wil hê mense moet 'n dieper insig en verstaan hê van wie en wat Jesus Christus is, en ook dat hy die skepper is en die verlosser is, dat hulle 'n nouer verhouding het met die Here, en opnuut 'n passie het vir die woord van God, en deur daai ondersoek vir hulle self dan in die Bybel 'n nader verhouding met hom ontwikkel. Daar het jy dit. Ek wil jy net weer eens herinner, onthou, as jy enige Bybelvrae het na die aanbieding wat vanaand gedoen gaan word, of deur die reeks waarna jy gaan luister, stuur dit vir ons WhatsApp nommer 0702481172 of ons webtuiste awrafrikaans.org. Maar nou gaan ek oorgee aan Ewen en sterkte met vanaand se aanbieding. Baie dankie. Ons begin vir 'n spesifieke rede by Daniël hoofstuk 2 in hierdie studies, want Daniël hoofstuk 2 is die mees eenvoudige tydprofesie om te verstaan. Dis ook die basis van die daaropvolgende tydprofesieë wat ons in volgende aande na gaan kyk. Nou, ek noem hierdie aanbieding spesifiek 'n beeld van die toekoms, want in essensie, as mens hierdie Daniël 2 hoofstuk verstaan, dan gaan jy sien hoe die Here vooruit verklaar het wat gaan gebeur in die toekoms. En dit maak hom uniek onder enige van die ander sogenaamde gode. Die Bybel sê vir ons, daar is werklik net een. So, baie mense glo in ander gode, maar waar jy die bewys kry dat God anders is as enige van die ander wat hulle beweer daar is juis in die aspek van hy verklaar die toekoms alreeds nou. Hy verklaar dit voordat dit gebeur het. En vanaand gaan ons sien hoe hy begin het, alreeds in hierdie tydprofesie se vloei, by 605 voor Christus, en hoe daai tydspan van hierdie profesie aanhou tot in ewigheid. Met ander woorde, ons leef in die vloei van die tyd van hierdie profesie. Maar ons moet begin om onsself 'n vraag af te vra. Kan ek die toekoms ken? En ons gaan kyk na wat 'n paar mense gesê het, wat vir ons wys die mens het dikwels nie 'n idee wat in die toekoms lê nie. Kyk byvoorbeeld na Dionysius Laertius, 'n Britse wetenskaplike, wat hy gesê het. Hy het gesê, treinreise teen hoë spoed is nie moontlik nie, want passasiers sal nie kan asemhaal nie, en hulle sal dan aan verstikking sterf. Nou, ons weet dit in die tyd wat hy hierdie geskryf het, was dit sy teorie, dit was sy idee, en die spoed wat hulle daaraan gedink het, wat hierdie treine sou kon bereik, is regtig niks noemenswaardig nie. Jy kan vandag op 'n klein 50cc motorfietsie vinniger ry, as wat daai treine sou kon ry. Vandag doen treine aansienlik meer as dit, 'n paar 100 km/h selfs op sneltreine.
mense verstik nie of kry nie asem nie. So sy idee van wat in die toekoms lê is totaal en al vals, dis verkeerd. Nog 'n interne memorandum by Western Union sê, hierdie telefoon het te veel tekortkominge om ernstig as 'n kommunikasiemiddel oorweeg te word. Hierdie toestel is inherent van geen waarde vir ons nie. Dink 'n bietjie aan dit wat hy hier beweer en dan weet ons wat slimfone vandag vir ons doen. Nie net was die elementêre foon wat hulle na verwys het, 'n ding wat die res van die toekoms eintlik beïnvloed het nie, maar ons sien waartoe dit ontwikkel het vandag. So, selfs Western Union se slimkoppe het nie verstaan hoe die toekoms lyk nie. Dan Lord Kelvin, president van die Royal Society, hy het gesê, swaarder as lig vliegende masjiene is onmoontlik. Hy het gesê, jy kan nie vlieg nie, as dit swaarder as lig is, kan dit nie in die lug kom nie. Vandag weet ons wat alles moontlik is, nie net vlieg ons in die lugruim nie, maar as 'n ou kyk na wat iemand soos Elon Musk doen, dan stuur hulle tot ruimtetye die ruimte in. En ons sien dan, hulle het gedink hulle ken die toekoms, maar o wee, toe nou nie. Albert Einstein se onderwyser in 1895 sê, dit maak nie saak wat hy doen nie, hy sal nooit tot enige iets kom nie. Nou, dink net 'n bietjie wie Einstein is en wat hy gedoen het. Uit die aard van die saak, hierdie persoon het die toekoms nie geken nie. Einstein wat dan 'n invloed gehad het op soveel tegnologie. Dan die New York Times, na 'n demonstrasie van 'n prototipe televisie by die 1939 World Fair. Luister wat skryf hulle in hierdie koerant. Hulle sê die probleem met televisie is dat mense moet sit en hul oë op die skerm vasgenaal hou. Die gemiddelde Amerikaanse gesin het nie tyd daarvoor nie. Maar dink 'n bietjie mooi daaroor, waar staan ons vandag? Het hierdie man die toekoms geken? Verseker nie, want die meeste mense op hierdie planeet, as hulle toegang tot 'n TV het, sit vir ure voor daai kassie, hulle het amper vierkantige oë. Maar wanneer ons met God deel, dan sien ons iets totaal en al anders. Kyk wat sê Jesaja, hoofstuk 46 vers 9 en 10. Dit sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag, sal ek doen. Wat sê God is sy unieke eienskap. Wat maak hom anders? Hy kan bo enige twyfel, nie eens redelike twyfel nie, bo enige twyfel die toekoms verklaar uit die verlede uit. Hy kan sê wat in die toekoms gaan gebeur en presies soos wat hy dit verklaar, so sal dit gebeur. Eintlik 'n verwysing daarna dat God nie beperk is tot tyd soos ons verganklike wesens nie. God staan buite tyd. Hy het tyd, materie en spasie, alles geskape. So hy kan dan effektief die toekoms verklaar. Kyk ook wat sê 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. Dit sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas staan, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. So waar kom Bybelprofesie vandaan? Is dit net die gedagtegang van 'n mens? Verseker nie. Bybelprofesie is geïnspireer deur die Heilige Gees en kom daarom van God af. Dis bloot net gegee deur 'n persoon, maar is nie die persoon se gedagtes nie, dis die gedagtegang van God en hy verklaar dan deur die profeet die toekoms, soos wat ons ook in hierdie reeks spesifiek gaan sien. So kom ons kyk net voordat ons in die teks self indelf, wat die agtergrond is waarteen ons hierdie Daniël 2 profesie gaan teekom. Ons sien Daniël was in ballingskap in Babel en hy het gedien as 'n raadgewer in die hof van koning Nebukadneser. En Nebukadneser het dan 'n baie vreemde droom gehad wat hy nie verstaan het wat dit beteken nie, maar hy het wel die insig gehad om te weet, hierdie droom beteken iets. Daar moet iets dieper hieraan lê
En hy's eintlik baie bevoorreg geweest dat God besluit het om eers aan hom hierdie droom te openbaar, alhoewel hy dit nie verstaan het nie, maar daarna gaan God en hy openbaar na intense gebed van sy kant en van sy vriende se kant af aan Daniël, wat hierdie droom dan beteken. Maar kom ons delf in die teks in. Ons kyk net voordat ons by die teks uitkom, net so vinnige grafiese uitbeelding van min of meer wat hierdie droom na sou gelyk het. Ons sien dan dat daar 'n baie groot beeld op die aarde staan. Daai beeld het 'n kop van goud en dan 'n bors en arms van silwer. Daarna 'n lendene van brons, koper. Daarna bene van yster. En dan laastens in die beeld voete van yster en klei. Maar let op, die element is nog steeds, die metaal is nog steeds yster, en dan kom daar 'n rots wat nie deur mensehand losgemaak is nie. En hy tref daai beeld op sy voete spesifiek. Dit is 'n aanduiding van tyd, 'n aanduiding van wanneer daai rots die beeld tref, en dan word daai rots 'n rots wat die hele aarde vul. En is inderdaad 'n baie vreemde droom. En daarom wonder Nebukadneser wat dit kan moontlik beteken. Hy roep dan die Galdeërs, sy wyse manne, en hy sê vir hulle, kom verklaar vir my hierdie droom, maar moet dit nie net verklaar nie, kom vertel my ook sommer wat die droom was. Hoekom vra hy dit? Want die oomblik wat hy vir hulle sou vertel wat die droom is, dan kan hulle duimsuig wat dit beteken. So hy plaas 'n hoër standaard, 'n hoër verwagting op hulle. Hy sê, vertel julle my wat is die droom, en verklaar dit dan. Hulle sê, dit is onmoontlik, niemand in die hele geskiedenis van die mensdom kon dit doen nie. En hy sê dan wel, as julle dit nie kan doen nie, moet julle doodgemaak word. En Daniël eintlik op daai stadium nog 'n relatiewe junior wyse man, 'n junior Galdeër. Hy kom dan en vra spesiale toestemming, kan hy dan by die koning uitkom en dan vir die koning sê, maar ek sal dit vir u kan verklaar, laat my net toe om God te raadpleeg oor wat dit beteken. Hy doen dit dan, en God wys dan vir hom presies wat dit beteken. Nou daai beeld, net so om onsself in die gedagte te verfrisse, dan 'n kop van goud, bors en arms van silwer, lendene van koper, brons, bene van yster en voete van yster en klei. En daarna word dit getref deur 'n rots. Nou kom ons kyk, wat sê Daniël, hoofstuk 2 van vers 36 af en verder. Dit is die droom, sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel, die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld, die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. Met ander woorde, hy sê, Nebukadneser is direk gekoppel aan hierdie kop van goud. Maar nou is dit nie net die man Nebukadneser nie, ons gaan binnekort sien, is eintlik 'n verwysing na sy hele koninkryk, met ander woorde, na die Babyloniese ryk. Die teks gaan dan verder, vers 39. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u. Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. En die vierde koninkryk sal hard wees, soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter. En soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard wees en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in die ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie.
dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en die uitlegging betroubaar. Hier sien ons Daniël vertel vir die koning nie net wat sy droom was nie, maar hy vertel hom ook van hierdie uitleg, en wanneer hy praat van hierdie goud en die silwer en die brons, dan sien ons baie duidelik dat dit 'n verwysing is na spesifieke koninkryke. Dit gaan nie net oor koning Nebukadnesar as individu nie, daai kop van goud is dan die hele Babyloniese ryk, wat ook vir ons vertel wanneer hierdie profesie se begindatum is. Nou kom ons kyk vinnig daarna. In Daniël 2 vers 38 het hy spesifiek vir die koning gesê, u is die hoof van goud. Met ander woorde, die eerste koninkryk is dan die Babyloniese ryk wat begin het in 605 voor Christus. Maar daarna in die einde van hierdie profesie is daar 'n klip wat die beeld aan sy voete tref, die beeld breek in fyn stukkies en daai rots vul dan die hele aarde en bestaan vir ewig. So hierdie profesie begin in 605 voor Christus en strek tot in ewigheid. Nou dit beteken ons lewe binne in die vloei van hierdie profesie. Alhoewel die profesie nie vir ons verskriklik baie besonderhede gee oor wat gaan gebeur in ons tyd nie, gaan ons in latere episodes spesifiek sien dat meer inligting gegee word vir ons tyd. Maar let wel op, hierdie profesie se tydlyn sluit wel die tyd waarin ons leef in. En daarom is dit belangrik vir ons om ook ag te slaan op hierdie profesie. Nou, as ons kyk wat staan in Archaeology in the Bible, geskryf deur George A. Barton, dan sê hy, Nebukadnesar, koning van Babylon, die hersteller van Esagila en Ezida, seun van Nabopolassar is ek. Hy haal daar aan wat hulle op 'n tablet gekry het, wat geskryf is dan deur Nebukadnesar. En hy sê, die versterkings van Esagila in Babylon het ek versterk, en die naam van my heerskappy vir ewig gevestig. Nou sy konsep van vir ewig was dat hy dan hierdie koninkryk skep en sy koninkryk nooit vernietig gaan word nie. En is eintlik so 'n bietjie van 'n vooruitblik vanuit die tydperk van Daniël 2 en wat in Daniël 3 gebeur. Wanneer Nebukadnesar 'n beeld laat bou wat van kop tot tone uit goud bestaan. Alhoewel hy aanvanklik hierdie uitleg van Daniël aangeneem het, verwerp hy dit later en hy sê, nee, my koninkryk sal nie verbygaan nie. Maar 'n bevestiging dan van sy koninkryk en sy versterking. Nou, Babylon, die stad, was 'n fenominale vesting. Dit was nie 'n maklike plek om in te neem of enigiets van daai aard nie, en daarom was hy baie selfversekerd. Sy stad sal nie val voor enige vyande nie. En ons sien dan, die Babyloniese ryk kom toe wel tot 'n einde, want die Babyloniese ryk het bestaan van 605 voor Christus tot 539 voor Christus. Maar wat het dit dan nou tot 'n einde gebring? Ons gaan moet kyk wat daar gebeur het. Daniël 5 vertel vir ons van die val van Babylon. Daar was hierdie partytjie gehou, en tydens daai partytjie is daar 'n hand wat teen die muur skryf, Mene, Tekel, Upharsin. Nou kom ons kyk wat sê Daniël 5 vers 25 tot 28. En dit is die skrif wat geskrywe is. Mene, Tekel, Upharsin. Dit is die uitleg van die woorde Mene. God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig gevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. So hier alreeds, eintlik terwyl dit besig was om buite te gebeur, want ons sal binnekort sien daardie selfde aand kom daai koninkryk tot 'n val, het God alreeds vir Belsasar gesê, jou koninkryk kom tot 'n val. Die skrif is aan die muur en dis letterlik waar ons daai Afrikaanse idioom, die skrif is aan die muur, dis waar ons dit vandaan kry. Dis gespreek, dis geskryf deur die hand van God. Dis vasverklaar, dit kan nie verander nie.
Nou ons sien dan dat die val van Babylon plaasgevind het op die 13 Oktober 538 voor Christus, want Kores gaan en hy val die stad Babylon aan, en hoe doen hy dit? Onthou, dis 'n geweldige sterk vesting, maar die Eufraatrivier loop aan die een kant van die stad in en die ander kant uit onder 'n muur deur, maar andersins is daar nie 'n manier om eenvoudig in daai stad in te kom nie. Maar wat Kores doen? Hy laat sy manskappe dreineringsslote grawe en hy begin om die water van die Eufraat uit te dreineer, en dit veroorsaak dat die water van die rivier sak. En die oomblik toe dit sak, toe gaan van sy manne onderdeur die muur in die stad in, en van die binnekant af maak hulle die grendels los, hulle gooi die stadspoorte oop, en sy weermag kan die stad ingaan, sonder dat hulle regtig hoef te veg. Onthou, die mense daar binne was besig om te party, hulle was besig om fees te vier, almal was waarskynlik so 'n paar happe weg al klaar, met ander woorde, hulle was nie paraat gewees nie, hulle was nie gereed vir 'n aanval nie. Met ander woorde, daar was nie veel weerstand nie. En sonder te veel geweld neem hy dan daai magtige stad eenvoudig net oor. Nou, sommige mense mag dalk vra, maar hoe weet jy dit was op die 13 Oktober 539 voor Christus, as die huidige kalender nog nie eers op daai stadium bestaan het nie? Nou, wat die slim mense doen is, hulle gaan en hulle werk terug vanaf ons kalender af, en hulle plaas dan basies ons kalender oor die vorige kalenders, en hulle kan terugwerk en bepaal wanneer wat gebeur het, omdat sekere datums baie vasgeanker staan in die geskiedenis. En op daai manier het hulle bepaal die inval deur die Meders en die Perse, deur Kores en sy manne, het dan plaasgevind op die 13 Oktober 539 voor Christus. Nou, Jesaja 45 vers 1 het 150 jaar voordat hierdie gebeure plaasgevind het, alreeds dit voorspel. Kyk wat sê daai vers. Hy sê, so sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, wie sy regterhand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en die poorte sal nie gesluit bly nie. Let mooi op na die woorde wat hy gebruik. Die poorte sal nie gesluit bly nie, met ander woorde, hulle moes ontsluit word, en die metode waarop dit gebeur het, was deur dat die soldate onderdeur die muur gaan, en van die binnekant af die stadspoorte dan oopsluit. Nou, ons sien 'n bevestiging van hierdie geskiedkundige gebeure, want dit is nie fiksie nie, dit is 'n letterlike gebeure, ook op die Kores silinder, wat tot vandag toe nog in die Britse museum gehou word, en op daai silinder sê dit dan, dat die oorname deur Kores eintlik 'n relatief vreedsame gebeure was. Die Kores silinder vertel die verhaal van Kores se oorname van Babel sonder noemenswaardige weerstand, en hoe sy regering goed ontvang is, as ook hoe dit 'n positiewe invloed op die kultuur van die tyd gehad het. Nou onthou Daniël 2:39, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan. God het geweet wat gaan in die toekoms gebeur, en hy het dit verklaar voordat dit gebeur. Maar uit sy eie wysheid uit het Nebukadneser gedink, nee, my koninkryk sal vir altyd bestaan, alhoewel nie in sy spesifieke tyd nie, eintlik onder die spesifieke beheer op daai stadium in Babel van sy seun val daai koninkryk dan. So die silwer koninkryk is dan die Meders en die Perse. Ons sien daai bors en arms van silwer, dit verwys na die Medo-Persiese ryk, en hulle bestaan dan van 539 tot 331 voor Christus. Nou vir so 'n fenominale ryk, wat kon veroorsaak dat hulle tot 'n einde kom? Ons delf vinnig daarin. Daniël 2 vers 39 sê, daarna 'n ander, dis die tweede gedeelte van die vers, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. Nou, die Mede en Persiese ryk is in die 331 voor Christus deur die Grieke verslaan. Die Grieke het eintlik relatief onverwags en baie vinnig van krag tot krag gegaan, en dan die Medo-Persiese ryk oorgeneem. Nou, die Grieke is gelei deur 'n jong generaal met die naam Alexander, wat ons vandag ken as Alexander die Grote. Waarskynlik een van die mees noemenswaardige generaals in die geskiedenis van die mensdom. En hy sterf dan op 'n jong ouderdom, omtrent 33 jaar oud, waar hy baie dronk geword het, en daar's nou verskillende teorieë oor presies wat daar gebeur het,
Maar hoe dit ook al sy, onverwags, terwyl hy besig was om ander wêrelddele oor te neem, sterf hy dan. Maar omdat sy sterfte dan onverwags gebeur, was hulle nie voorbereid vir 'n opvolger nie. Daar's nie 'n spesifieke opvolger aangedui nie, wat toe nou op die ou ende tot baie interne konflik lei onder sy mense. Nou in die Historical Library, boek 17, skryf Arianus, hy sê, I am persuaded that there was no nation, city, nor people, where his name did not reach. There seems to me to have been some divine hand presiding both over his birth and his actions. En dan in the History of Rome sê dit, on June the 22nd, 168 BC, with the Battle of Pydna, the kingdom of Alexander the Great perished 144 years after his death. So weer eens, hierdie is nie fiksie nie, dis letterlike geskiedkundige gebeure wat verifieerbaar is, wat in die geskiedenisboeke opgeteken staan, so ons kan die Bybel dan ook vertrou, want tot ons geskiedenisboeke bevestig dat die Bybel 100% korrek is. Nou die Griekse ryk bestaan dan van 331 tot 168 voor Christus, en bestaan dan basies bekend as daai brons of dan nou die koper ryk. Nou Daniël 2 vers 40 sê, en die 4de koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter, en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en vergruis. So ook die Griekse ryk kom dan tot 'n einde, maar aan die hand van wie? Daar sien ons dat Edward Gibbon, die historikus, sê, the images of gold or silver or brass that might serve to represent the nations and their kings were successfully broken by the iron monarchy of Rome. Let baie mooi op nou hoe hy verduidelik. Hy praat in terme van hierdie metale soos wat die Bybel dit beskryf, en hy sê die Romeinse ryk was daai bene van yster. Nou dit kom uit The History and Decline and Fall of the Roman Empire. Nou Hippolytus van Rome, een van die vroeë kerkvaders, hy het gelewe van min of meer 170 tot 236 na Christus. Hy het dieselfde interpretasie wat ons nou gesien het hy toe al gehad, maar onthou, toe die Romeinse ryk nog nie tot 'n einde gekom nie, hy lewe met ander woorde in die tyd van die Romeinse ryk, en kyk, hoe reflekteer hy daaroor? Hy sê, already the iron rules, already it subdues and breaks all in pieces, already it brings all the unwilling into subjection, already we see these things ourselves. En dit spesifiek in Treatise on Christ and Antichrist, onthou daai verwysing, Treatise on Christ and Antichrist, want binne hierdie lesings gaan ons spesifiek kyk na daai antichrist mag, wie dit is en wat die verband is tussen die antichrist mag en die Romeinse ryk wat ons hier teekom. So ons sien dan ook in die tyd van Jesus Christus, toe hy gekruisig is die Romeine die nasie gewees wat basies die bekende wêreld van daardie tyd geheers het. En die Romeinse ryk bestaan dan van 168 voor Christus tot 476 na Christus. Die langste in terme van tydsduur van die koninkryke wat ons tot op hede na gekyk het. Daar is ander koninkryke wat gaan volg, wat langer is, en die laaste, die een koninkryk van God, uit die aard van die saak bestaan dan vir ewig. Nou, Daniël 2 vers 41 sê, en dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat die yster met kleigrond gemeng gesien het. Nou, as die yster die Romeinse ryk was, en daarna is daar voete van yster en klei, dan beteken dit iets van daai Romeinse karakter bly oor in dit wat na die Romeinse ryk volg. En ons gaan beide in hierdie lesing en in volgende lesings gaan ons spesifiek sien hoe dit definitief waar is. Nou, ons moet onsself afvra, as ons die een nasie gehad het wat die volgende nasie oorwin, wat die volgende bekende wêreldheerser dan word, watter nasie, watter koninkryk het die Romeinse ryk oorgeneem? As ons onsself dit afvra, dan kom ons agter, maar daar was nie 'n spesifieke ryk nie.
Niemand het hulle oorgeneem nie. So wat het dan gebeur? Hoe die spesifiek die westelike Romeinse ryk, hoe het hulle tot 'n einde gekom? Nou, Rome was verdeel en kon sedertdien nooit weer herenig word nie. Vir 1660 jaar plus was geen poging tot hereniging ooit suksesvol nie. Nou onthou dat die teks vir ons vertel het dat daar ondertrouing was, dat daar verskeie forme, verskeie pogings was om te herenig, maar almal van hulle was onsuksesvol. Nou hierdie verdeling kan ons vandag sien, onthou, daai voete het dan nou 10 tone, dit beteken dat daai verdeling van die westelike Romeinse ryk eintlik 'n verdeling in 10 was, wat dan nou gaan probeer om te herenig, en hulle is dan die Anglo-Sakse, die Franke, die Allemane, die Lombarde, die Oosgote, die Bourgondiërs, die Heruli, die Suevi en die Wesgote, en dan laastens hier in Noord-Afrika, die Vandale, letterlik die woord waarvan af vandalisme in Afrikaans vandaan kom. Nou, Daniël 2 vers 43 sê, dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Daai poging om hereniging te bring, sal val. Wat vertel die geskiedenis ons daarvan? Is hierdie profesie waar? Wanneer ons gaan kyk, dan sien ons dat koning Christian van Denemarke, hy het getrou met koningin Louise van Hesse-Kassel, en hulle het 'n hele string kinders gehad, en daai kinders het dan nou ondertrou, en hulle dan nou in die koningshuise van Europa geregeer. Nou as ons so vinnig daardeur kyk, dan sien ons Christian die 9de van Denemarke, hy trou met Louise van Hesse-Kassel, en omdat sy kinders onder ander nasies introu, word hy genoem die skoonpa van Europa. En ons sien dat Frederik die 8ste van Denemarke, hy word later die koning van Denemarke. Alexandra van Denemarke, die dogter, sy trou met Edward die 7de van Engeland. Prins William van Denemarke, hy word George die 1ste van Griekeland. Ons sien dan dat prinses Dagmar van Denemarke, sy word Maria Fjodorovna, en sy trou dan met Alexander die 3de van Rusland, en hulle kind is dan die bekende Nicolaas die 2de van Rusland. Ons sien prinses Tira van Denemarke, sy trou met Ernest Augustus, en hy word dan die kroonprins van Hannover, en prins Waldemar van Denemarke. Hy word verskeie trone in Europa geoffer, onder andere die troon van Bulgarije, maar hy, anders as die ander, neem nooit 'n troon in nie. Maar sy broers en susters, hulle word dan letterlik opgeneem in die koningshuise van Europa. Dis 'n poging om daai hereniging te bewerk deur ondertrouing, maar dit werk nie. Die hereniging het nooit ten volle gestalte gevind nie. Dan vind ons dat daar 'n ander metode was om ook te probeer om die wêreld te herenig. En dit was deur militêre aksie. Letterlik van oor meer as 1000 jaar was daai pogings geloods om hereniging in Europa te bewerk, maar dit was onsuksesvol. Die eerste een deur Charlemagne, hy misluk. Die volgende deur Karel die 5de daar in die 1500s, hy misluk. Daarna Louis die 14de, hy misluk ook. Na hom Napoleon. Napoleon gaan ons vir so 'n oomblik by stil staan, want hy het baie naby gekom aan 'n totale hereniging van daai verdeelde westelike Romeinse ryk, maar op die ou ende ook geval. Maar kom ons kyk wat sê Dr. Thomas Arnold oor hom. Hy sê, maar oor 'n afstand van 30 jaar, moet diegene wat in die tyd van gevaar geleef het, en die omvang daarvan onthou, en nou kalm hersien wat daar in menslike krag was, om dit af te weer, erken, dink ek, bo alle kontroversie, dat die verlossing van Europa uit die heerskappy van Napoleon nie deur Rusland, Duitsland of Engeland teweeggebring is nie, maar deur die hand van God alleen. Want in menslike terme was daar niks wat Napoleon kon keer nie. Maar die oomblik toe daar ingryping van God se kant af was dit nie militêre mag wat Napoleon oorwin het nie, maar
die natuurkragte wat in die beheer van God staan. So dis die ingryping van God, en hy's nie alleen in sy siening nie. Ons sien ook, dat hy verder sê, en nou, wat was die hoofteenstander van hierdie geweldige mag? Deur wie is dit teëgehou, weerstaan en neergeslaan? Deur niemand en niks, behalwe die direkte en duidelike tussenkoms van God. Hy herbevestig, dis die hand van God wat Napoleon gestop het, om hierdie hereniging te bewerk. Waarom? Want God het gesê, daar sal nie hereniging wees nie. So ons sien ook Napoleon het misluk. Na hom, keiser Wilhelm. Nou, keiser Wilhelm word dan nou geassosieer met dit wat gebeur het tydens die Eerste Wêreldoorlog, en selfs daar het hulle misluk, en na hom Hitler met die Tweede Wêreldoorlog ook baie naby gekom, maar op die ouende uiteindelik het hy misluk. So selfs hierdie militêre pogings het almal misluk. En toe dit alles misluk, toe word daar nog 'n metode probeer. Hierdie keer nie ondertrouing nie, nie oorlog nie, hierdie keer deur finansiële meganismes, en ons sien dan die vorming van die Europese Unie. Hulle het 'n een geldstelsel, die euro, waarin nie almal ingekoop het nie, en op die ouene sien ons dat Engeland besluit, nee, wat ons wil nie meer verder hier deel aan wees nie, en ons het van daar af daai woord, wat baie mense haat en baie mense dankbaar voor is, wat hulle noem Brexit. Dis toe Brittanje sê, nee, ons klim uit, ons wil nie deel wees nie, ons gaan nie akkoord met dit wat hulle hier wil doen nie, dit gaan te veel van die effek op ons hê. So ook die Europese Unie in daai opsig misluk dan om Europa te herenig, presies soos wat God gesê het, dit sal gebeur. Nou hierdie verdeelde Romeinse ryk bestaan dan van 476 na Christus, en letterlik, dis nog steeds die toestand wat ons vandag het. Met ander woorde, ons lewe in die tyd van hierdie verdeelde Romeinse ryk. Nou, as ons gaan kyk wat sê Daniël 2 vers 44 en 45, gaan lees ons, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos jy gesien het, dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van 'n berg af losgeraak het, en wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en die uitlegging betroubaar. Hierdie gedeelte van Daniël 2 se profesie is die enigste deel wat nog in die toekoms lê. Die res, die opvolg van die een koninkryk na die volgende, het alles al gebeur, so net so verseker soos wat ons kan sien, dit het gebeur. Net so seker kan ons wees dat die volgende gebeure in terme van die opvolg van koninkryke moet wees die vestiging van hierdie klip koninkryk. En dis 'n beeld van die koninkryk van God self. En daarom is dit 'n koninkryk wat nooit tot 'n einde gaan kom soos die vorige is nie. Daarom bestaan daai koninkryk letterlik vir ewig. Nou Openbaring 11 vers 15 sê, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. So hier sien ons 'n parallel tussen dit wat ons lees in Daniël hoofstuk 2 en dit wat ons kry in Openbaring. In hierdie reeks gaan ons nog velerlei kere sien hoe daar sulke parallelle is tussen dit wat Daniël vertel en dit wat in Openbaring geskryf staan. Nou, die koninkryk van God is dan 'n ewige koninkryk, en Daniël 2 vers 46 en 47 sê, toe het koning Nebukadnesar op sy aangesig geval en Daniël aanbid en bevel gegee om aan hom 'n spysoffer en reukoffers te bring. Die koning het Daniël geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was hy in staat om hierdie geheim te openbaar. So aanvanklik
het Nebukadneser raak gesien wat die meriete en die karakter van God is, alhoewel hy dit later weer sou verwerp. Die goeie nuus is, alhoewel Daniël 3 vir ons vertel hoe hy in rebellie hierdie kop gemaak het, wat van kop tot tone van goud was, sien ons dat in die gebeure wat daar plaasvind, hy weer eens 'n openbaring kry van God, en die goeie nuus is dat in Daniël hoofstuk 4, wat nie deur Daniël geskryf is nie, maar gedeeltelik deur Nebukadneser geskryf is, kom die man werklik tot inkeer, en hy sien werklik wie God is, en dat God die een is, wat die toekoms kan openbaar. So, wanneer ons nou vinnig terugkyk na hierdie beeld van die toekoms, hierdie titel wat ons gebruik vir hierdie lesing, dan sien ons dis inderdaad 'n beeld van die toekoms, want vanuit die tyd wat daai droom gegee is, was hierdie gebeure toekomsgebeure. So die beeld het vertel, dis hoe die toekoms lyk. Dis hoe die een koninkryk die volgende gaan oorneem. En Daniël 2 se standbeeld is dan waarlik 'n beeld van die toekoms, en ons leef in die tydperk van die voete van yster en klei. Die volgende gebeure is letterlik die koms van Jesus Christus. En die boek Daniël het vir daardie rede dan belang, veral vir ons in hierdie tyd. Nou net so laaste woord. Ek verwag nie dat mense dit wat ek hier sê net eenvoudig vir soetkoek moet opvreet nie. Ek is 'n baie sterk voorstander daarvan dat jy na jou Bybel toe gaan en jou Bybel vir jouself lees. Laat toe dat die Heilige Gees oortuig van wat die meriete is van dit wat hier gesê is. Gaan ondersoek dit vir jouself in geskiedenisboeke saam met die Bybel. Gaan kyk wat gebeur het en laat toe dat die Heilige Gees jou geloof in daai proses opbou. En onthou wat ons vandag bestudeer het, want dit is baie relevant vir dit wat ons ook dan nou môre aand en verder in hierdie reeks gaan doen. Want die een profesie bou op die volgende. Fokus 'n bietjie nouer op spesifieke aspekte daarvan en lig dit vir ons duideliker uit. So probeer om voordat ons môre aan die volgende lesing doen, vir jouself weer hierdie hoofstuk deur te lees. Verfris jou gedagtes daaraan en wees voorberei vir dit wat die Here deur die woord gaan openbaar, ook môre aand. Môre aand se lesing word genoem karnivoriese koninkryke. Miskien vir baie 'n bietjie van 'n vreemde konsep, 'n vreemde titel. Maar ons gaan kyk na Daniël hoofstuk 7, want Daniël hoofstuk 2 en Daniël hoofstuk 7 is parallel. En Daniël 7 fokus dan 'n bietjie nouer op hierdie tydperk van die voete van yster en klei. En daarom kan ek u verseker, daar gaan inligting in wees wat vir u geweldig interessant gaan wees, omdat dit spreek van die tye waarin ons leef. Die entiteite waarvan gepraat word, gaan u duidelik kan identifiseer. So tot môre aand, kom ons buig die hoofde en dan sluit ons af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons gehad het om u woord te open, om te kyk wat Daniël hoofstuk 2 vir ons vertel. En ons kan so duidelik u hand sien en ook u alwysheid, dat u die toekoms kon verklaar, want as ons terugkyk in die geskiedenis in, dan sien ons duidelik hoe soos wat u gesê het dit gaan gebeur, die een koninkryk die volgende oorgeneem het. En vir ons is daar ook sulke goeie nuus in, want ons weet die volgende groot gebeure volgens Daniël 2 is daai rots wat die voete van yster en klei tref. Dis die wederkoms van Jesus Christus en die vestiging van die ewige koninkryk van God. En ons sien uit na daai dag. Ons sien uit na wanneer ons verlosser gaan sien kom op die wolke. Maar tot dan, Here, hou ons getrou deur die Gees, leer ons en lei ons om getrou te bly aan u woord en die beginsels van u woord, totdat ons verlosser sien kom. Dit wat ons in Jesus naam leer. Amen.